Ek kyk hierdie moeders is bietjie baie kwaad. Vanmôre wil ek eers vir Papa Vader sê, Here, ons is jammer. Vanmôre kom ek en kom bely elkeen van ons swaar harte vanmôre. Harte wat nie in erkenning kan staan oor die grootheid van wie Jahweh werklik is nie. Harte wat nog nie tot die besef gekom het dat Jahweh is nog steeds God nie. Papa Vader, ons het net nou gesing, ons moet stil wees en weet dat U God is. Maar Papa Vader, as ons dit werklik in ons geesmens 'n realiteit geword het, sou ons harte gejubel en juig. Papa Vader, ek vra dat U ons sal leer, dat U ons sal teach oor wie Jahweh werklik is. Papa Vader, ek bring hierdie woord vanmôre aan U op. Here, hierdie is 'n woord wat baie na in my hart lê. En dis iets wat ons daar moet streef om U te kan identifiseer in wie U werklik is. Daarom bring ek hierdie woord, Here, en ek vra dat U hierdie openbaringskennis in elkeen se harte sal implanteer, maar dat hulle dit sal leef in Jesus naam. Ek het heel eers gepraat oor, staan jy in God se teenwoordigheid? Laasweek het ons gepraat oor God se guns. God se guns en genade is twee heeltemal verskillende dinge. Dit het nie dieselfde betekenis nie. As ek in God se guns wandel, jy wandel daagliks in God se guns. As jy onder God se teenwoordigheid staan, 24/7, moet hierdie goed in jou lewe manifesteer het. Nie nog nie, dit manifesteer alreeds in jou lewe. As jy 'n wedergebore kind van God is, staan jy in hierdie 7 dinge. Jy het God se teenwoordigheid. Jy het God se guns. Maar het jy tot die besef gekom dat jy is totaal en al oorgegee aan God? En kan ek vir jou regtig sê, nie een van ons is totaal en al oorgegee alweens nie. Want die me, myself and I is nog op die troon. As jy totaal en al oorgegee word en is aan God, dan is me, myself and I nie meer deel. Ook ek die honde gehoorbraak. Dis kies. Wie van julle is sterk? Wie gaan my kan optel? Henry? Okay. Ek wag net dat oupa terugkom. Ek net kyk of kan hulle al hier is. Kom ons gaan so lank na Jesaja 43 vers 1 toe. As ek en jy totaal en al oorgegee is, het God jou sy eie gemaak. Listen wat I'm saying. Het God jou sy eie gemaak. Hoor jy wat sê ek vir jou? As jy totaal en al jouself vir God oorgegee het God jou sy eie gemaak. Heinrich kom hier so sy klaar geskryf. As ek my totaal en al, hy is nou God. As ek my totaal en al aan God gegee het, dan wil jy my optel, né? Net soos jy wil. Dan sê dit is eintlik werklik hoe ek dan deur God gedra word. Ek kan nie loop nie, ek kan nie praat nie, ek kan nie sê nie, maar dit is hoe God my
dan sy eie gemaak het. Hy druk my teen hom vas en niemand kan my aanraak nie. Maak dit vir julle sin. En dit is hoekom ek sê, God het my dan sy eie gemaak. Dit is as jy totaal en al oorgegee is aan God. Maar God wag vir jou om jouself aan hom oor te gee. Dan sê hy, ek maak jou my eie. Niemand kan nie. Die Here het my jare terug 'n visioen gegee waar hy gesê het, ek het jou gevat, ek het jou in my hart gesit. En hy het my sy hart gewys en presies gesê waar hy my in sy hart gesit het. En geen mens het hy vir my daai dag gesê, sal my ooit uit my hand uitruk nie. Want niemand kan my uit God se hart weer uithaal nie. En dis wat God bedoel. Hy sê, jy is myne. Dis wat God bedoel is, jy is totaal en al oorgegee, jy is God se, you belong to God. En Jesaja 43, eintlik net die laaste gedeelte, sê hy daar, dis die C-gedeelte, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Hy sê, ons het net ook so, hy het jou naam geken, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Nou as Henry nou God was, en hy het my opgetel, en hy het my in sy hart vastgedruk, kan geen demoon, geen werke van die vyand, of mense jou ooit uit God se hand uitdruk nie. Al vloek en skel hulle jou, al is hulle hoe lelik met jou, hy kan jou nie uit God se hand uitdruk nie. Geen mens nie. As jy jou hart vir Jesus gegee het, is dit net 'n proses waardeur ek en jy moet wandel, om tot die paradigma skuif hier in jou brein te kry, om te kan weet, dat jy het by God gekom, en God het jou as sy eiendom gevat. Maar terwyl jy in die wêreld is jy nie God se eiendom nie. Alhoewel hy jou geskep het, alhoewel hy die wêreld gemaak het, kan jy nie God se eiendom wees nie. Jy kan eers God se eiendom wees as dit gebeur het, dat jy jou hart vir Jesus gegee het, maar dan is dit 'n proses. Dit is 'n aflê van me, myself and I. Want terwyl ek dink ek is in beheer, het God nog nie legal right nie. Want toe God my opgetel, en God loop daar na Tanya toe, het ek geen beheer mos nie. Dan is God mos 'n beheer. So dan luister ek na sy gees, om my te lei waar hy my wil hê. Ek kan dit nie myself doen nie. Dit is wat dit beteken, om totaal en al oorgegee te word. Om totaal en al oorgegee te word aan God, beteken, dis 'n daaglikse aflê van me, myself en I. Wie van julle het laasweek se woord van guns gaan leer om te identifiseer? Wie van julle het in julle daaglikse lewe gesien dat God se guns is oor jou? As julle dit nie kan besef nie, as julle dit nie kan sien, hoe God se guns daagliks, God se guns, nee, onthou genade en guns is twee different goed. Jy kan die twee nie by mekaar bring nie. 'n Genade is wat jy onverdiend ontvang. Guns is as God nou dadelik vir jou iets doen. Kom ek sê vir jou byvoorbeeld, iemand kom en hy gee vir my R2000. Dit's nie genade nie. Dis guns. As ek vanmôre opstaan en my oog gaan oop en ek is gesond, wat beteken dit? Is God se guns. Dit is not His grace. Dit is sy guns. Ek kan sien, ek kan praat, ek kan eet, ek kan loop, ek kan alles doen. Dit wat God aan my doen, as ek kan werk toe gaan en my arm optel, it's God's grace. Want dis God's grace. Maar as ek iets van God ontvang, 'n daaglikse ding wat hy vir my gee, wat ek kan sê, dankie Here, U het nou aan my voorsien.
Dankie Here vir dit. As jy daagliks kan sê dankie, 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 dankie. So, julle moet baie die guns en dit, want as Rennie by my kom en sy gee my 'n drukkie, is dit God se guns wat op my rus, dat sy my kan lief hê en my 'n drukkie kan gee. Want ek ontvang. Maar God het haar gebruik om vir my 'n guns te bewys, ek is aanvaarbaar vir haar. So, en dit is wat dit is. Om elke dag, om in God se volheid van oorgawe sê, is dit 'n aflê van dit wat gewoontes geword het. As ek elke dag voel, is dit 'n aflê van die verkeer. Is 'n aflê wat die liggaam begeer. Die Here het laasdag met my gepraat, ek slaap nie, en die Here sê vir my, Christa, ons grootste probleem is, jy moet jou liggaam en jou gees en jou siel van mekaar kan onderskei. Ek sê, Here, nou gaan U my teach. Hy sê, die liggaam doen die aksie van sonde. Maak dit sin? Die liggaam doen die aksie van sonde. Maar waar kom dit vandaan? Is jou brein. Jou brein, jou denke, moet ook aan God totaal en al oorgegee word. Want as Henry my optel en hy vat my waar hy wil hê, ek moet wees, dis nou God, nee? Moet ek totaal en al aan hom oorgegee word, sonder om die vlees enige reg te gee. Want ek kan spook en spartel en ek kan uit God se hand uitval. Want ek gaan my eie wy. Dit is wanneer jy nog totaal en al nie oorgegee is. So wat sê ek? As ek vloek, is dit die liggaam wat sonde doen, want dit spring by die mond uit. As ek steel, my hande steel, my kop kan nie steel nie, my kop sê vir my om te steel, maar hy moet die liggaam die opdrag gee. So as jy die liggaam kan eenkant sit, en jy kan net in jou gees, in jou sielsarea, en jou siel, want jou siel moet tot bekering, nie jou liggaam nie. Jou siel kom tot bekering. Jou liggaam kan nie tot bekering kom nie, want jou siel dryf jou liggaam. Hoor julle wat sê? Jou siel dryf jou liggaam. Jou siel moet tot bekering kom. En jou siel lê in jou emosies en jou wil en daai. Nou my wil is die enigste ding wat God gesê het, ek gee julle 'n keuse en dis jou wil. En dit lê in die sielsarea. As my wil nie onderworpe en totaal oorgegee is aan God se wil nie, kan jy nie totaal oorgegee wees aan God nie. Maak dit sin vir julle? Amen. So, jou siel, jy moet jou siel gekry om jou liggaam te kan breek. Dit is so dat jy nie net nou wie van julle het baie keer 'n begeerte na kind? Si baie nice my vraag. Nee, goed. Dit sê, jou siel gee die liggaam, die smaak, die proef, gee jou liggaam die autoriteit om te begeer. As jy belustig word, is dit 'n begeerte. Mama is ek nou lus kry vir 'n stukkie wortelkoek. Dan sê jy nie nou nie later. Maar as jy so dit maak jy nie siek nie, maar koud maak. Nee, maar jy sê, my suster het koud so gedrink al lewe, het begin kook. Ja. Onthou net mense, alles wat 'n mens doen,
Wie vloek? Alles nou hier. Nou is almal seker, niemand sê 'n vloekwoord nie, né? Ja, kan ons van hier, né? Verstaan julle? Daai wat hy vloek, het die vleesmens en die sielsarea het nog nie tot bekering gekom nie. Jou sielsarea het nog nie tot bekering gekom nie. Want ons het nou gesien, be still and know that I am God. As jy werklik vir God liefhet, Maria, as jy vir Ingrid liefhet, jy doen alles in jou vermoë om Ingrid te behaag. Te kry. Henry en Dad en al die mans en die vrouens probeer mekaar te behaag. Hulle probeer om daai persoon altyd tevrede te stel. Hoekom doen ons dit vir God nie? Hoekom doen jy dit vir God? Ons almal ken die wette. Onthou net, Jesus het gewoon wette voltooi. Maar hier praat ons oor heiligmaking. Ek praat oor heiligmaking. Dit gaan nie meer oor die wette wat God neergelê het. Dit gaan om God te behaag. Dan gaan ek en jy nie meer vloek nie. Ons gaan nie meer drink nie. Ons gaan nie meer drugs gebruik nie. Ons gaan nie meer kook gebruik wat my liggaam, wat die tempel van God is, beskadig nie. Ons gaan nie verkeerde kosse eet nie. Dit is as jy ten volle oorgegee is aan God. Want dan gaan jou begeertes nie meer plek hê nie. Jou eie planne gaan nie meer in werking wees nie. Jy gaan net die wil van God wil doen. In alle opsigte. Selfs die vleesmens moet doodgaan om totaal in oorgawe te leef. Beteken eintlik my vleesmens is dood. So hier is my vlees. Bokkie bestaan net hierso. So wat eintlik gebeur, sê nou maar dit is nou my vleesmens, né? Dis my vleesmens. So my vleesmens is nou die autoriteit. Kan julle nou sien? Hy is die sterkste. Maar as ek totaal en al oorgegee is aan God, gebeur hierdie. Dan is my siel en my gees gesepareer van my vlees. Dan is my sielsarea totaal en al oorgegee aan God. Dis totale oorgawe aan God. Maar dis 'n daaglikse aflê. Ek sal nooit in my lewe hierdie vleesmens heeltemal kan doodkry nie. Hoekom nie? Want die skrif sê, hy wat sê hy sonder sonde. Misbruik homself en hy se bene. So ek sal nooit ten volle van my vleesmens ontslae kan raak nie. Ek sal permanent, daagliks hierdie vleis moet doodmaak. Maar elke keer wat jy, wat ek en jy in 'n woestyntydperk ingaan, maak God jou vlees meer en meer toe. Want wat gebeur in 'n woestyntydperk? Jy soek die aangesig van. En hy's besig om jou voor te berei vir 'n nuwe seisoen van 'n hoër geestelike vlak. Amen. Ons woestyntydperke is nie dat die Here jou pittig dat jy iets verkeerd gedoen het of dit nie. Dit is God se tyd om jou skoner en reiner te maak. Want as God dit nie doen nie, gaan ons nie leer nie. Want terwyl alles goed gaan, kan ek maar vloek, ek kan maar skel, ek kan maar dit, maar God is besig om af te sny. Ek het altyd vir die Here jare terug gesê, Papa Vader, hoekom moet ek eers seer kry voor ek hoor? Hoekom kan ek nie in die goeie tye gaan, dat ek kan leer nie? Nee, hoekom nie? Wat het ek nou nog gesê van die 5 foutbediening? Pak slaap. Leer ons. Maak dit sin? Ja. So terwyl jy
van geboorte totdat jy doodgaan, kry jy die vyfvoud bediening van God af. Jy sal nooit sonder die vyfvoud bediening wees van God nie. Jy gaan pak. So moenie dink, as ek groot is, gaan ek minder slaag kry nie. Jy kry meer slaag as jy groot is. So. Die Here sê vir my, as jy nie vir God eerste kan stel in jou lewe, bo jou man, bo jou vrou, voor jou kinders, kan jy nie totaal en al oorgegee word nie. Ek moet vir pastoor Johan toelaat dat God by hom eerste is, ek is tweede. Hy moet dit met my doen. As ek vir hom die môre sê, ek maak nie kos nie, ek maak nie huis skoon nie, dan koekie vir hom, ek gaan met my God spandeer, moet hy dit aanvang. Ja. En as hy vir my sê, ek gaan net met God tyd spandeer, ek kan maar op my kop staan en tikkie draai, as daai studeerkamer se deur toe is, dan weet ek, ek mag nie daar gaan. En dit maak nie saak. Ek gaan plan nie eers nie, maar dan kry ek my kop langs die pad aan, dan rol hy daarvoor stiller weer verby. Van dan sy God. Maar ek respekteer sy tyd. Want dit is sy tyd met sy God. Wie is ek om Ernest of Rennie te sê, jy mag nie nou tyd spandeer met God. As God praat, moet hy gehoorsaam wees. En ek mag nie in hulle plek staan nie. Manne en vroue, sê vir julle manne en vroue, as God gepraat het, obey julle. Want dis wat gebeur, as God jou opgetel het en sy eie gemaak het, is jy meer gehoorsaam aan God, as wat ek aan jou man of aan jou vrou moet wees. Onthou dit. God sê, as jy totaal en al oorgegee is aan God, kom jy in lyn met God. Totale oorgawe aan God beteken jy is in lyn en daar is 'n portal 24/7 bokant jou oop. Jy kan 'n gedagte hê en daai portal is daar oop. En hy antwoord jou. Ek kan baie keer 'n gedagte kry. 2-3 minute dan kry ek in my mond. Hoekom? Want die portal, jy's in lyn met wat Jahwe wil. Wie van julle het dit al ervaar? Ek sal net partykeer vir pastoor Johan iets sê en die volgende oomblik dan ontvang ek dit. Hoekom? Because die portal is tussen jou en God. Ek sal baie keer vir dad sê, ek vertrou die Here vir 'n geldjie vir iets. Was nie 'n dag of 2 nie, dan ontvang ek dit. Waarom? Want jy kom in lyn met Papa Vader. Is nie omdat ek so goed is nie, dit is omdat my God so goed is. Dus en ons almal staan onder hierdie portal. Wie van julle het nog nie wedergebore nie? Steek op jou hande. Wie van julle is nie wedergebore nie? Almal van julle wedergebore. Almal julle harte al vir Jesus gegee. Ja. Nou dit sê vir my, julle almal staan onder daai oop portal. Maar julle weet nie dat julle wandel 24/7 'n dag in God se teenwoordigheid. Waar jy loop, wat jy doen, hoe jy dit doen, is God se guns en alles in God se autoriteit. Galasiërs 2:20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Nou, kom ons gaan net weer sê. Ek is met Christus gekruisig. Wat beteken dit werklik, mense? As ek saam met iemand gekruisig is, het ek mos saam met hom die kruis dood gesterf.
Sê jou siel nie meer jou gees nie, maar Jesus se siel en sy gees het nie doodgegaan. Hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Maar kan julle nou sien, jy is saam met hy sê, ek is met Christus gekruisig, die vlees boks. En ek kon staan nie, jy's lang. Nog, ek weet op dit. Okay? Ek wil nie jou arm so hou, maar nou gaan jy my eers moet optel dat ek saam met jou gekruisig word. Ja. Nou, ek is nou saam met Jesus gekruisig, dankie. Ek is nou saam met hom gekruisig. Maar wat is gekruisig? Yes. Die vlees. Want Jesus se geesmens het hy vir God gegee en sy sielsarea. Sy vlees het saam 'n graf toe gegaan. So ek het saam met Jesus graf toe gegaan ook, want hy het mos net dit vir my gedoen. So die vlees het saam met Jesus dood gegaan. Maar toe hy opstaan, het hy met vlees opgestaan, maar sy verheerlikte vlees, want hy kon nie dadelik aan hom vat nie. Dit sê, toe hy opstaan, het hy gesê, ek en jy kan nog steeds lewe in die vleesboks, maar my vlees het saam met hom dood gegaan. Want hy het met 'n verheerlikte liggaam opgestaan. So my liggaam is dood, maar ek dra nou alreeds die karaktereienskappe in my van die opgestaande Jesus. En dit is die afsterwe van die vlees. God het dit alles vir ons gedankie, Lord. God het dit alles vir ons gedoen. Alles. Maar ek en jy het nog nie daai paradigma skuif gemaak, dat my geesmens en my sielsarea is eintlik die autoriteit oor die vlees nie. Maar wat het ons gedoen? Ons het hom reverse. Wat staan ons? Omgeruil. Ja, omgeswaai. So ek het hom omgeswaai en ek het my vlees, my gees en my sielsarea laat oorneem. My vlees is nou die autoriteit dra. En nie jou gees en jou siel nie. En dit is ons wat hom, want ons gaan nou in 'n tyd in waar ons hom moet terugswaai. Want as ek met Christus gesterf is en hulle wil hierdie liggaam doodmaak, is hy mos klaar dood. Ja. As hulle my kon sê ek gaan jou doodskiet, taf koekie dat hulle my skiet, want my gees en my siel is klaar by Jesus. So mense het almal vrees wat met die vlees gaan gebeur. Jy gee nie eens 'n gedagte aan my siel en my vlees nie, as hy wil doodmaak. Dink dit 'n bietjie? As jy eendag voor 'n revolver staan en hulle wil jou doodskiet, wat gaan deur jou kop? Dank die Here die tyd toe God dit vir my gegee het, die Here vir my gesê. Christa, no weapon that forms against you can prosper. En ek het op daai belofte gestaan en dit het nie gebeur nie. Skoot het nie afgegaan nie, hulle het my nie doodgeskiet nie, ek het hulle eintlik opgelos. So wat het daar gebeur? Die vlees was nie in die autoriteitsposisie nie, maar die gees en die sielsarea en God was in die autoriteitsposisie. Hy sê, en ek leef nie meer nie. Is ek dood? Was ek dood toe Hendrik my opgetel het en ek saam met hom gekruisig is? Nee. Ek leef nog. Maar wat leef jy? Maak het vir 'n sin vanmôre. En as ons daai kopskuif kan maak, want dis net daai kopskuif wat jou 'n volle oorgawe aan God gee. Want dan weet jy is totaal en al afhanklik. Jy's afhanklik van God. Jy's afhanklik van alles wat God vir jou instoor. Alles mense. Hy sê dan verder dan, maar Christus leef in my en ek wat nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Alles hier, hy sê
lief gehad het, die liedjies, alles het met liefde te doen gehad, oorgawe gehad, is God jou alles? Kan jy vir my vanmôre sê, ek kan stil wees en ek weet dat God my is? Amen. Wat beteken dit werk? To be still and know that I am God. Wat beteken dit? Dit beteken, dit maak nie saak of die bomme om my val nie. Dit maak nie saak of die skote om my val nie. God bly nog steeds in beheer, ongeag wat om my gebeur. Mense, ons gaan in 'n tyd in wat jy hierdie woorde moet bly hoor in jou koppe. Ongeag wat jy hoor, ongeag wat jy sien, ongeag of my maag honger is, weet dat God bly in beheer. Satan het nie beheer nie. Die wêreldregerings het nie beheer nie. God bly in beheer. Dit is as jy totaal en al oorgegee is, kan jy in dit wandel. Soos wat ek nou die dag vir julle gesê, as hulle hier instorm en ons wil almal doodskiet, gaan ek sê, ja Here, dat hulle almal doodskiet. Ek weet waar gaan julle heen. Hulle gaan my by die doodskiet en hulle gaan julle by die doodskiet. Ek gaan nie my God verraai terwille van julle nie. En julle gaan die hele God verraai terwille van my nie. Hoor julle wat sê? Julle moet hierdie goed in julle koppe kry. En dit klaar uitberedeneer. So as die dag daar kom, gaan die Gees van God julle lei. Maar julle moet reeds bedink. Ek weet baie ouers tot hulle kinders is hulle hele lewe. Hoekom? Want jy het nog nie jou kind teruggegee vir God nie. Jou kind behoort aan God. Jy het geen beheer oor jou kind. God is in beheer van jou kind. Maar terwyl jy jou kind jou eie maak, kan God nie jou kind uit jou hand uitvat nie. Jy is die oorsaak dat God dan nie jou kind kan vat. Dis hoekom die kinders in die God het. Dis hy, ja. Jy het sy volle lewe vir my en jou gegee. Hy sit vandag aan die regterhand van God. Die Here sê, we are seated with Christ in heavenly places. Ek sit aan die regterhand van God in hemelse plekke. As ek daar sit, wat maak ek in my vlees dan? Dan het God my alreeds die autoriteit gegee om my vleesmens onderworpe te sit aan net God en God alleen. Maar die vlees en die gees en die siel trek heeltyd so. Dan sy in die hemel, dan sy op die aarde, dan sy jou siel en gees in die hemel en dan sy liggaam op die aarde. Die vyand wil nie hê ons moet ons vleesmens kruisig, totaal en al nie, want hy wil nog steeds beheer het. Satan het net beheer oor jou vleesmens. Net jou vleesmens het Satan beheer oor. As ek vir jou vra, toe Jesus aan die kruis, toe hy aan die kruis gesterf het, die bitter beker by hom verby. Hoeveel bitter bekers het julle al gedrink? Cornelia, jy is besig om 'n bitter beker op die stadium te drink. Andre is besig om 'n bitter beker te drink. Mama, hoe drink jy jou bitter beker? Hoe drink jy jou bitter beker? Nie my wil nie, God. Maar God se. Al kom siekte toestande van die vyand af. Is dit nog 'n hoekom is Jesus gekruisig? Die vyand gedink, hy haal Jesus uit die sisteem uit, maar hy het nie geken wat is God se diepte en sy raadspan nie.
Maar as ek en jy 'n bitterbeker wat voor ons verbykom van die finansies nie, van kinders wat jy uit die dood afgegee het, as daai bitterbeker by jou verbygaan, hoe voel dit? Dis nie maklik nie. Vra my, ek het 2 kinders van die dood afgestaan. Dis nie 'n maklike plek om te wees nie. Maar as hy by jou verbykom, kan God onmiddellik daai bitterbeker en soet wyn aan Jesus staan. En vra my, ek staan daar, ek het dit beleef. Maar Jesus het gesê, dit is nie my wil, maar dit is my Vader se wil. Is jy so oorgegee om te sê, God, not my will, but your will. Of beklei jy die omstandighede? Beklei jy dit wat in jou lewe gebeur? Vloek en skel jy? Neem jy almal kwaadlik oor dit wat in jou lewe gebeur? Maar God het 'n groter raadsplan van die bitterbekers wat ons drink. Want hy gebruik elke bitterbeker wat elke mensekind op hierdie aarde drink, gebruik hy vir jou, eerste vir hom, en dan vir jou, en dan vir die mense wat allemaal voor jou staan. Hy 3 stappe. God gebruik het vir sy voordeel, om sy kind te red. Hy gebruik het vir jou, om van jou 'n beter mens te maak. En dan dit wat jy deurgegaan het, gebruik om 'n ander ou deur daai bitterbeker tydperk te vat. Amen. So is jy trials and tribulations nou swaar? Jy sien dit uit 'n ander perspektief, want dit is God se perspektief wat ek aan jou voor. Lukas 22 vers 42. Jesus sê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. So van nou af, as julle in moeilike tye gaan, is dit soos Jesus se bitterbeker wat hy het. Al die lelik, al die omstandighede, en kom ek vir jou sê, wat is binne daai bitterbeker? Is nie net die omstandighede wat daarin is nie. Dis jou verkeerd, wat God wil afsny. Maar nou moet ek en jy self binne in daai beker kyk. En sien, Here, maar hierdie is dan maar baie lelike beker wat ek nie doen. Maar wat gaan gepaard saam met daai bitterbeker? Dis dan karaktereienskappe wat daai bitterbeker veroorsaak het, wat moet afgesny word en weggevat word uit jou lewe, om reiner en skoner voor God te verskyn. Baie karaktereienskappe, gaan kyk maar, as iets in jou lewe nie reg is, hoeveel van jou karaktereienskappe surface op, wat nie van God af is nie? Hoeveel? Vloek en skel jy soos 'n maatvark, as jy stuur wat oor jou pad kom, wat jy nie van verwag het nie? Is jy kwaad vir God? Is jy kwaad vir jou man? Is jy kwaad? Dis een van die karaktereienskappe waarvan jy moet ontslae. Hy lê saam met daai bitterbeker en die omstandighede binne daai beker. Onvergewensgesindheid teenoor jou man of jou vrou of wie ook al. Wat lê binne daai beker, mense? Gaan doen 'n bietjie ondersoek as jy weer in 'n tyd kom waar jy 'n beker moet drink. Wat se karaktereienskappe wat nie God behaag nie, lê saam met daai beker. Om totaal en al in God se teenwoordigheid te kan wees, vra totale oorgawe. Totale oorgawe beteken, ek is niks meer werd nie. Ek kan nie vanmôre agter hierdie preekstoel staan en die woord bedien nie. Ek het dit nie, mense. Hoor wat Christa vir julle sê. Ek het dit nie. Ek kan nie hierdie woord bedien nie. Ek het totaal en al oorgegee aan God nie. Want ek weet, Christa het nie die vermoë om hierdie woord vir julle op te breek nie. But the Holy Spirit
inside of me can do it. Ek kan nie. Mense om totaal net al oorgegeet te word, as 'n mens net hierdie begrip van God se grootheid het. Ek hoef niks, maar God kan alles. God kan alles. God gee die mens die vermoë om sy hande en sy voete en sy tone, hy het ons so gekreë, hy het die vlees gekreë om iets te doen. Maar as dit nie totaal en al God se behaag en God se wil is nie, kan ek nou hier staan en ek kan nie my arm optel. So diep afhanklik is ek van God. Ek is so afhanklik van hom dat hy hierdie lyfie moet op en af beweeg die arm. Ek moet loop, ek moet praat. Dis my afhanklikheid van God. Baie mense dink net hulle moet, God moet niks. Is ons totale afhanklikheid van wie God is. As jy totaal en al afhanklik is van God, gaan jou begeertes wat in jou inkom, God se begeertes wees en dit gaan sy wil vir jou wees. Hoor wat sê ek? As jy so totaal en al afhanklik is van God, gaan sy wil in jou brein, in jou sielsarea val en jy gaan weet dat dit God se wil is en dit gaan so wees. Kan jy sien hoe naby gelink word jy nou aan God? Daar's nou so 'n fyn lyn dat jou wil en jou denke is eintlik God se wil en God se denke. En as jy daai wil kry, of kom ons sê begeerte, ek wil nou boerewors hê, dan gaan dit God se begeerte vir my wees, ek moet nou boerewors hê en iemand kan vir my 'n pak boerewors. Maak dit sin? Ja. Dit is hoe nou as jy totaal en al afhanklik is van God. Want dan het jy nie eens meer jou eie wil nie. Want nou is God se wil jou wil en jou wil is God se wil. Want dit is gesinkroniseer met mekaar. Jy het in lyn gekom met God se wil. So as ek 'n begeerte het vir 'n paar skoene, gaan ek weet dis God se wil en hy gaan sorg dat daar finansies is vir my skoene. En ek gaan my skoene kry. Nou gaan ek hoog vlieg. Ek soek 'n nuwe kar. Maar die oomblik wat die Here vir my sê ek gaan 'n nuwe kar kry, gaan ek dadelik weet ek is gesinkroniseer met God. Ek gaan 'n nuwe kar. Want dit is nie my begeerte nie. Maar as God vir my dit laat rok in my gees en in my siel, dan weet ek dit kom van God. Want ek is gelink met God se wil. God se wil maak vir jou fenominale deure oop. Wat maak hy? God kom met sy wil af, hy gee dit vir my, ek wil nou 'n nuwe kar hê. But now I know. Ek is afhanklik van hom. Ek het nie die finansies vir 'n kar nie. Maar ek weet hy gaan daai deur vir die kar oopmaak. Maak nou vir julle, maak dit liggies aan. Yes. Dit is hoe dit werk. Dit is hoe dit werklik werk. Want as jy weet, jy's so totaal en al afhanklik van God. En hy gee vir jou 'n begeerte in jou hart wat met sy begeerte sinkroniseer, gaan hy self die deure oopmaak aan jou. Want jy kan hom nie oopmaak. Ek kan hom nie oopmaak. Nie een van julle kan daai deur oopmaak. Ek kan vir Henry sê jy gaan trek vir 'n nuwe kar. Maar as ek vir Henry sê, God sê, jy moet vir my 'n kar gaan uittrek, gaan God self daai deure oopmaak vir my kar te betaal. Ek hoef nie daaroor bekommerd te wees nie. En ek sal nooit bekommerd wees oor 'n paaiement nie. Maar ek glo hy gaan vir my verniet gee. Want hy sê ons alles wat op die hemel is behoort aan hom.
hier is iets wat awesome is en ek hoop, Papa Vader, ek vra dat jy my die openbaringskennis gee van hierdie woord wat ek nou kan sê. Julle moet hierdie neerskryf. Volle oorgawe bring die skoonheid en die pragt van vryheid, totale vryheid. Amen. Sê vir my, wat is 'n ander woord vir vryheid? Julle mense wat verstaan is in Afrikaans. Freedom. Maar wat sal dit te beskryf? Surrender. Oorgee. Okay. Here Jesus is maar nie die fenomenale openbaringskennis gegee. Die skoonheid, right, something, skoonheid, dit is iets wat onbeskryflik mooi is, né? Pragt, dis verder as skoonheid, dit is iets waarna jy kyk, jy sien, hoor ek sê dat die pragt en die praat, dit is hoe die hemel gaan wees. Daar is nie woorde om dit te beskryf nie. Nou, as jy totaal en al oorgegee is aan God, is jy vryheid in al jou lewe, rondom jou lewe. Jy het nie bekommernisse nie. Jy is vrede, jy is in rus. Jy het nie 'n gedagte aan enige negativiteit nie. Mense, dis een ding waar die Here my gevat het. Dit is nie omdat ek gesag goed is nie, hoor net wat ek vir julle sê. Ek kan net getuig. Ek het nog nooit van ek in God se rus ingegaan het nie. Het ek 'n vryheid in my dat ek het nie 'n bekommernis nie. Ek is nie gestres nie, ek het geen stresvlakke nie. Ek het nie angstigheid nie. Want hoekom? Die pragt en die praat van totale oorgawe het my deel geword. Amen. Want hoekom? Want God is God. Amen. Be still and know that I am God. Ek is totaal en al aan hom oorgegee, sonder enige, kan maar sê vyand se goed wat hy in my pad gooi. En dit is baie keer as ek dink, dink ek, Here, is daar iets fout met my? Want die mense sal dit en dit en dit, maar dit is soos water wat van my afloop, because I know my God is. Dit pla my nie. Want ek weet, want ons almal is bekommerd dat hierdie liggaam met die hemel, die aardse pad uitgaan. Ek kan niks vir julle doen nie. Ek kan vir julle woord bring. Maar dit gaan van julle self afhang of julle die koninkryk van God gaan beerwe. Ek kan nie die koninkryk van God namens julle vir julle gee. My werk is hierdie. Dan is ek klaar, dan moet ek terugstaan en die Heilige Gees moet met julle werk. Amen. So, selfs Adel, selfs Tanya, selfs julle wat my kinders is, my geestelike kinders is, ek is nie oor julle bekommerd nie, want ek het julle teruggegee vir God. Dus hy is vir julle verantwoordelik. Ek is nie vir julle verantwoordelik nie. My verantwoordelikheid is net om die woord te bedien. Dan is my verantwoordelikheid oor julle eintlik klaar. Dan moet ek terugstaan en ek moet laat God werk. Amen. Soos ek met Adel. As Adel vir my sê, mami, dit en dit en dit en dit en dit. Ek kan vra bid en daar stop. Ek gaan my nie dood bekommerd oor my kind. Amen. Ek kan nie. Ek kan my nie dood bekommerd oor julle nie. Ek kan vir julle bid en ek kan julle vir God teruggee want hy is in 'n beter posisie as ek om vir julle daar te wees. Want hy's 24/7 by julle. Hy hou julle dop. Hy kyk waar julle is. Hy kyk wat julle doen, hoe julle dit doen. Hy weet tot elke voetwoord wat jy sê. Hy weet tot elke gedagtes jy het. Ek kan nie daarvoor staan nie. Maar hy kan julle oppas. Want dit vra elke dag van my lewe. Here, pas my kinders op. Wat ver is, wat naby is. Dis my werk.
Maar verder kan ek vir julle niks doen. En dis wat God sê. Kom in die vryheid, in die pragt en in die skoonheid van jou totale en al oorgaan, sodat jy vry kan wees. Dit is waar God sê, dat die vrede van God is julle deel. Wat beteken vrede? Niks gaan my ooit ontstel nie. Niks gaan my appelkar opgooi. Dit is wat daai totale oorgawe vir jou. Wie wil dit hê? Jesaja 55 vers 8 en 9. Die Here sê, want soos die hemele hoër is as die aarde, so is my weer hoër as julle weer, en my gedagtes as julle gedagtes. Mense, hierdie teksvers beskryf eintlik die hele menswees se lewe. Ek en jy bedink die dinge uit 'n menslike oogpunt, maar God bedink dit nie so nie. Ek en jy moet leer om meer in die geestesdimensie in te beweeg, om hierdie teksvers te kan begryp. Want sy weer is nie aardse weer nie. God is besig om die mens voor te berei vir sy geestelike lewe in die geestesdimensie waar sy siel en sy gees moet lewe. Maar ek en jy is so aardsgebonde om op die aarde te kan survive, dat ek en jy nie in die geestesdimensie uitbeweeg, want dis eintlik waar ons nou al leef nie. Want ons leef nou al in die gees. Ons leef nie eintlik meer op die aarde nie. 'n wedergebore kind van God sê, we are seated with Christ in heavenly places. Hy sê, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Maar wat maak ons? Ons is nou in die wêreld. Ons maak weer daai verandering, daai change. As jy na iets kyk, kyk dit in die geestesdimensie uit. Kyk van bo af na die aarde toe en kyk van bo af en kyk na, okay, wat is die vyand besig om te doen? Want hy probeer goed op aarde manifesteer, maar dis res in die geestesdimensie eerste gemanifesteer. Want hy orkestreer dit en dan moet dit afkom, jy het 'n venstertydperk om dit te breek. Dis hoekom jy elke môre moet bid en al die vloeke en die bindings breek. Dat die vyand nie legal right het om daai gemors op jou kop te kom afkom. Maar ek en jy is nie daar nie. Ons is nie daar nie. Dis die probleem. Deuteronomium 28 vers 1 tot 2. As jy dan goed luister na die stem van die Here van God, om sorgvuldig te hou by al die gebooie wat ek jou vandag beveel het, dan sal die Here jou God die hoogste stel bo die nasies van die aarde. Nou wat beteken dit? Dit sê nie die gebooie wat God vir ons gegee het, die 10 gebooie die mense. Hy sê hier, die gebooie het Jesus klaar voorgestel, dis die sonde, nie? Maar die gebooie wat hy hiervan praat eintlik is jou geestelike stand in die geestesdimensie. Yes. Hy sê, as jy dit bewaar, gaan ek jou aanstel bokant nasies. Dink jy omdat jy nou in die volheid van God wandel, gaan God jou aanstel bo 'n nasie nou? In die gees doen, hè? In die gees doen, hè? As jy vir Suid-Afrika bid, stel God jou aan bokant, die swart, die groen, die pers, die klere, wie ook al in hierdie volk is. Hy stel jou aan om vir hierdie volk te bid. Hy verhoog jou in die geestesdimensie om oor nasies te kan staan en om vir hulle te kan bid. Dis nie fisies dat ek is nou minister nie. Ek wil nie 'n minister wees nie, want ek sal dit sal seker 'n chaos wees in hierdie land. Ek moet echt 'n minister wees. Ek sal dalk nog erger wees as Ramaphosa. Hy sê, hy stel jou aan. Die teksvers sê, ek gaan julle as
konings en priesters aanstel in die tyd as ons saam met Jesus aan regeer. Hy stel jou nou al aan as 'n koning en 'n priester in die geestesdimensie. Dis waar jy gaan staan. 'n Koning regeer, 'n priester wys rigting. Nou hy sê jy word as 'n koning en 'n priester, die kinders van die Here wat in God se teenwoordigheid leef, word aangestel nou al reeds as koning en priester. As ek nou 'n koning is, het ek mos reg oor nasies. Hy sê dit dan nou. Totale oorgawe gaan jou dan aanstel en die mense gaan jou raak sien, ook aan nasies. Die Here sê ook, ek sal die hoogste seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God. Julle kan by die huis gaan lees, Jesaja 60 vers 1 tot 22 en Deuteronomium 28 vers 1 tot 15. Dis teksverse ook hier. Gaan lees dit mense, dit is die blessings as jy totaal en al oorgegee is van God. Jesaja 60 1 tot 22 en Deuteronomium 28 1 tot 15. Totaal en alle oorgawe beteken surrender. Wat bring dit vir jou weer? Dit bring God se glorie af op jou. Al sy beloftes kom op jou af. En dit sê dat God se teenwoordigheid van God is 24/7 is vaardig oor jou. Dis wat totale oorgawe beteken. Die van julle wat vanmôre sê, Here, ek wil totaal en al oorgegee